Goeiemôre en baie welkom by sessie 11 van module 4, waar ons praat oor die gebed van 'n disipel. Ons is nou besig om te kyk na 'n lewe met 'n groter bewussyn van God se teenwoordigheid, om voortdurend met hom in gesprek te bly. Nou ek dink is miskien belangrik om hier te noem, want ek kry dit so baie dat mense sê, ag ja, wat hulle praat sommer die hele dag deur met die Here, hulle stuur sulke skietgebedjies op. Dit is nie waaroor dit gaan dat mens net as jy nou in 'n krisis kom of in 'n sekere punt net 'n skietgebedjie opskiet nie. Want daai skietgebedjie kan ook, ek sê nie dit is so nie, dit kan maar net wees om jouself draai en jou eie behoeftes. Dit gaan hier om 'n baie dieper en 'n groter bewuswording van wie God is, hoe hy teenwoordig is en van werklike soeke na die wil van God en na sy leiding, oop te wees vir sy inspraak. Nou ek weet, ons lewens vandag is verskriklik baie besig. Mense kan sê, wel, jy weet, my lewe is net te aan die gang, ek is te aan die hardloop, daar is net te veel goed wat my aandag vra. Vir Brother Lawrence was dit dalk maklik, want hy was in 'n klooster, hy was 'n monnik. Nee, dit was nie vir hom so maklik nie. Hy was 'n kok. Sy oggend het begin hier by 1:15 in die oggend in die kombuis. Hy moes die aankope doen, hy moes soveel dinge hanteer, onverwagse gaste voor kos maak en alles. So hy het nie 'n ledige lewe gehad nie, hy was ook baie aktief besig met dit wat hy moes doen. En daar's 'n verskil tussen aktief wees met 'n rustige hart, 'n stil hart, 'n oop hart en besig wees. Jy sien, besige mense se koppe is besig. Hulle koppe is so besig en aan die rondhardloop en so besig met hulle eie dinge, dat hulle skoon vergeet of glad nie ooit bewus is van God en dan eintlik heeltemal vergeet om aan hom aandag te gee. So hier is 'n hele paar dinge wat ons 'n baie groter bewussyn van moet kry. In die eerste plek moet ons bewus word van God se nabyheid. Die beeld wat jy van God het, is verskriklik belangrik. Om te verstaan dat God nie daar ver bo iewers in die hemel is nie. Dat jy nie hoef besorg te wees daaroor dat jou gebede teen die plafon vaslaan en nie by God uitkom nie. Want God is nie bokant die plafon nie. Hy is onder die plafon, hy is binne jou, hy is nader aan jou as jou eie asemhaling. Hy is teenwoordig. Die groot ding hier gaan om bewus te word van sy teenwoordigheid en sy kommunikasie. En dit is wat Brother Lawrence ontdek het, dat daar intieme kommunikasie met God op 'n deurlopende basis kan wees. En dit beteken nie dat jy nou glad nie meer hoef stil te word in jou stilte tyd nie, want daardie stil word tyd met God is baie meer gefokus, is baie meer, jy sny alle ander dinge uit, soos wat ons gesê het in kontemplatiewe gebed, om net by hom te wees. Hier praat ons van dit wat jy daar beleef, om dit saam met jou te dra deur die dag, daai bewussyn van God, wat op verskillende maniere deel word van jou lewe. En dit is wat ek glo wat Paulus bedoel as hy sê, rig julle aandag op die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Dit gaan hier weer oor op God. Paulus het maar taal daar gebruik, soos hulle dit destyds verstaan het, maar dan sê hy daarmee, want julle lewe is saam met Christus verborge in God. Jy sien, en dit is daai term van verborge, opgeneem. Dit word deur hom verberg, dit word deur hom ingeneem. Hy is absoluut in ons teenwoordig. En dit is om jou gedagtes daarop te rig. En net te weet, God is nie iemand wat kwaai na my kyk, wat ontevrede is met my nie. Hy is lief vir my, hy is intiem betrokke by my, en hy wil graag, hy wil nie net graag nie, hy kommunikeer deurlopend met my. Jy weet, ek is absoluut oortuig daarvan, God is aan mekaar, elke dag besig om met ons te praat en met ons te kommunikeer. Die wat sê, hulle glo dit nie, hulle weet daar niks daarvan nie, hulle hoor niks nie, is doodgewoon omdat hulle aandag op ander plekke is. En daarom moet ons leer, en elkeen moet leer, om jou aandag te gee aan dit waarmee God besig is. Om jou daarvoor oop te stel. Om vir hom te sê,
Jy weet, dit is Here, ek is afhanklik, ek soek U, ek verlang na U, ek dors na U. Wees my genadig, maak my ore oop, maak my hart oop. Praat deur my gedagtes, praat deur my denke. Here, gee my die genade om te kan sien wat ek moet sien, om te kan hoor wat ek moet hoor. Vra dit, roep hom aan. En laat hierdie begeerte in jou hart groei om sy stem te hoor, om bewus te word van dit waarmee jy besig is. Ek glo jy sal weet, as dit gebeur, wat 'n geweldige groot verskil dit in jou lewe kan maak, in elke mens se lewe. Ek het in hierdie sessie ook 'n hele paar aanhalings van Brother Lawrence wat baie betekenisvol is. Dink bietjie oor wat hy daar sê, en dink wat dit vir jou sê. En dan stel ek onder andere voor dat jy moet gaan sit met jou joernaal en vir jouself 'n prentjie van God teken soos wat jy hom vir jouself voorstel. Nou, party mense het dalk nie 'n prentjie, het nog nooit daaroor gedink nie. Maar moenie nou jou pen vat en beskryf hoe jy vir God sien as goed en liefdevol en vriendelik nie. Dan dit alles is maar weer in die kop. Dis maar weer akademiese kennis wat jy opgedoen het. As jy 'n prentjie teken, dan teken mens normaalweg wat hier binne leef, wat in die onderbewuste is, hoe jy God ervaar, hoe jy hom beleef van dag tot dag. So dink daaroor en teken so 'n prentjie en praat met God oor daai prentjie. En as jy sien daai prentjie is anders as wat Jesus was, want Jesus is die perfekte openbaring van God. Dis nie so verwelkomend, so vriendelik, so liefdevol, so innemend, so ruim, so genadig soos Jesus nie. Praat met God daaroor en vra vir hom om vir jou te wys wie hy regtig is, hoe hy regtig is. Alles hier gaan daaroor om God te leer ken vir wie hy is. Brother Lawrence sê in een van sy aanhalings, hy het hom voorgenem om te leef asof hy en God die enigste twee persone op hierdie aarde is. Daar's niemand anders nie. So aktief wou hy bewus bly daarvan dat hy in God se direkte teenwoordigheid is. Alles wat hy gedoen het, in die teenwoordigheid van God, hy en God is alleen daar teenwoordig. En hy is bewus van God wat by hom is, in hom is, met hom is. Dink net watter impak dit op jou lewe sal hê, as jy met daai bewussyn leef. Dis jy en God, wat in werklikheid in hierdie wêreld oral saam teenwoordig is. En dat jy die reis nie alleen hoef te doen nie, nie dinge alleen hoef aan te pak nie, want God is daar om jou te begelei, om in liefde met jou sy hart te deel, om vir jou leiding te gee, wysheid te gee, insig te gee. Wat 'n groot voorreg om hom so te kan leer ken. Nou dit wat ons in hierdie sessies deel, is baie beslis nie iets wat jy net een keer kan voorberei vir julle gesprek en dan aanbeweeg nie. Dit is nie iets wat mens gaan, dis nie 'n lewenswyse wat mens gaan inoefen of deel maak van jou bestaan, deur net een keer daarmee te doen te kry nie. So, ek wil jou uitnooi en uitdaag, om dalk maar 'n paar keer weer terug te kom na hierdie sessies toe, weer daaroor te dink, en baie prakties te dink, hoe jy die beginsels wat jy hier leer, 'n deel van jou lewe kan maak. Want dit gaan nie van self gebeur nie. Ons het te gewoond geraak aan 'n manier van lewe wat jy voor jy jou kom kry, maar weer aan die hardloop is. En voor jy jou kom kry, daar 'n week verby is. En as jy terugdink, besef jy het maar weer nie regtig daaraan aandag gegee of aan God aandag gegee, of werklik met daai bewussyn geleef nie. Maar dan net so belangrik, moenie moedeloos raak en sê nee wat, ek sal dit nooit reg kry nie. Brother Lawrence het verskillende kere met mense daaroor in gesprek getree, mense wat vir hom geskryf het en raad gevra het en gesê het, moenie moedeloos raak nie. Nou vertel hy hoe hy self jare geneem het om dit in te oefen. Dit vat tyd vir ons om in dit te groei. Daarom wees geduldig met jouself. Moenie jouself verwyd nie. Kom net elke keer weer terug na God toe.
met die wete dat jy altyd welkom is, dat hy nie vir jou kwaad is nie, dat hy jou nie blameer as jy dit nie reg kry nie, volgens jou reg kry nie, dat hy maar net belangstel in 'n werklike verhouding met jou. Dat dit vir hom lekker is, dat jy wel na hom toe kom, en wel na hom beluister, en dat jy 'n hart het wat hom soek. Dis wat belangrik is. So baie dankie dat jy weer saam geluister het.